Ek wil nie ons moet insny in die tyd wat Hannes het nie. Ons is so 15 minute agter op die oomblik. Ons gaan dit nie van Hannes se tyd af wegvat nie. Ons gaan dit van die etenstyd af vat 12 uur. So Hannes het nog steeds sy ja, ek meen julle het nou gaan oefen al. Weet julle het nou koffie en chocoladekoek en alles gehad. So ek wil net vinnig sê die opdamming wat partykeer hierso by die geriewe gebeur hier aan die kant. Dis heeltemal onnodig, net onder ons, daar waar die ander lokale is, as jy afstap met die trap, kan jy daar ingaan, behalwe die warmwater swembad is. Julle het al almal gekyk, ek weet julle was daar. So daar is ook badkamers, so is nie nodig dat ons daar vir mekaar staan en wag nie. Maar net nie die swembad gebruik nie. Right. Dames en here, baie dankie. Die ouens wat nog nie sit nie, neem asseblief net vir my julle plekke in. Ons is baie opgewonde oor hierdie besondere gesprek. Ons kry nie altyd in die groot groep geleentheid waar takke so 'n bietjie kan praat oor hulle eie projekte nie, of iemand met takke wat impakvolle projekte het, die geleentheid kan hê om takke so 'n bietjie uit te vra daaroor nie. So hier het ons 'n wonderlike geleentheid en ons sê vir Hannes verskriklik baie dankie dat jy bereid is om vir ons hierdie gesprek te fasiliteer. En ek gaan vir Hannes oorgee. Julle is in sy hande. Baie baie dankie Hannes. Dames en heren, Marlene Leroux het gevra dat ek net weer sy het spesiaal stadig ingeloop, dat julle net weer vir haar 'n hande klap kan gee, dames en heren. Absoluut. Ons het mekaar gebel vanmôre wat ons aantrek. Goeiemôre dames en here. Nou julle het nou gedink ook dit is nou 'n banksessie. Dit gaan nou vreeslik formeel wees. Dit gaan glad nie formeel wees nie. Ek gaan dadelik vir Skalk aan die woord sê, hy gaan 'n paaldans vir ons doen. En daarna sal ek aangaan. Dit laat my tog dink, nou toe iemand daar agter 'n foto wil neem, dis nog steeds my vriend, want ek kom van Allewal Noord af. Wie glo Allewalers? Daar's hy. Daar's my mense. Kom van Allewal Noord af, so dis nog steeds vir my vreemd as iemand 'n fotootjie wil neem of 'n handtekening. Nou so rukkie terug, toe skiet ons daar aan die strand. En dit was hulle noem dit 'n night shoot, so jy skiet deur die nag en jy's vuil en jy lyk nie goed nie. En dit is altyd vir my lekker as mense met 'n mens kom praat. Maar daai spesifieke oggend het mense nou nogal moeg en daar kom 'n tannie so daar, weet jy, ken julle Friedman & Cowan daar aan die strand? Daar waar die Absa bank ook is. En ek trek gou geld daar en ek loop en hier kom die tannie. Ek tog, ag genade, dis nou nie, dit is hier by 6:30 in die oggend. Ek haal omtrent al 'n pen uit dat ek net vir haar kan teken, toe soek sy die pad, nie idee wie ek is nie. So, sulke goed gebeur ook gereeld, so dit is regtig, daar is ook nie 'n verkeerde vraag as iemand wil deelneem vandag nie, asseblief doen julle ding. Dit is vir my nogal vreemd en dit gebeur elke keer. Ek het nou gedog, julle is heeltemal skeel dat julle nou daar kyk. Hier's ek, maar ek sien die skerms. Dit gebeur nogal gereeld dat mense voor as ek 'n praatjie doen of as ek voor mense moet optree of wat ook al, dat na die tyd is hulle vreeslik oulik, want toe ek nou vroeg vanoggend daar ingestap het, daar 2 dames en ek weet waar hulle sit. Ek gaan nie nou vir hulle kyk nie. Het hulle gesê, "Haai, weer is nou baie lekker. Gister was lekker. Ons sien uit na vandag." In die oggend is dit mos nou Hannes wat, en toe sê die ene, "Ja, ek hou nou nie vreeslik van hom nie." Ja, ek kyk nie vir jou nie, ek sien jy krap nou in jou handsak, so ek kyk nie vir jou nie. Wat ek wel kan sê is, dit is nie, het julle Egoli gekyk? Destyds, my karakter kry nou, dis nie hy wat vandag jy is nie, hy het mos vreeslik rondgeslaap. Dit was 'n heerlike rol om te speel. Hy het gedrink ook mos baie lekker rol gewees, so dis nie hy wat hier is nie, dis ook net julle Spoorloos 1 gekyk. Onthou jy die kindertjie so doodgemaak het, dit was nou 'n fantastiese rol gewees. En dit is ook nie om Erhard Lou van Magda Lou wat hier so is vanoggend, nie? Dis maar net Hannes van Wyk, en ja, ek bly, iemand vra vir my, waar bly ek? Bly so tussen die Kaap en Johannesburg, en dit is vir my heerlik om hier te wees. Dames en here, op 'n meer ernstige noot. Ek kom nou al 'n lang pad met die ATKV, en ek is baie betaal om vanoggend hier te wees, maar ook nou nie so baie dat ek moet lieg nie. So ek het nou weer taamlik gaan lees ook voor vandag. Ek moet vir julle sê, Sonel Skalk hulle,
Gerry is nie, maar wat die ATKV doen, daai meneer daar agter het ook gesê, ek dink die ATKV besef, of julle besef dalk, die invloed wat julle het op Suid-Afrika nie. Dis absoluut ongelooflik vir iemand wat in die bedryf werk, wat ek ook werk, ons almal praat daaroor. Dit is regtig ongelooflik. So kom ons gee vir Sonel Verskalk, vir die ATKV mense wat hier is, regtig uit ons hart uit 'n lekker hande klap. Dan kan ek ook daarmee nie nalat om te sê, kyk Elda, wat sy en haar span was met die reëlings hier betrokke. Herren, sy's mooi ook hoor. Ek het haar nou vandag eers ontmoet. Ek het nog nooit iemand 'n ding so goed sien reël, en dit is al 30 jaar wat ek hiermee besig is, soos Elda en haar mense nie. Dit was absoluut van die begin af. Soveel sodat ek dink, nee genade, hou nou op om vir my inligting te gee. Hou nou op om te vra of alles reg is. So kom ons sê vir die mense wat al hierdie 2 dae gereël het, Elda, julle baie dankie. Kom ons gee lekker aan 'n klap. Nou, ek was nie heeltemal seker oor wat nou vanoggend gebeur, wie julle nou eintlik almal is nie. En toe hoor ek, dit is nou vrywilligers. Noem mens dit so? Nou, ek sê nou vir Sonel, iets is nie lekker vir my nie. Of julle is baie dom, of julle is engele. Want hoe werk 'n mens verniet in hierdie werk wat julle doen? Dis regtig, ek kon dit nie glo nie, dit het nie vir my sin gemaak nie. Maar dit is glo die geval, en dan is dit nog, wie sit wat daar agter, was dit Christo, of wie vir die ATKV, ek kan nie onthou nie, Frik, vir die ATKV bedank. Julle moet hulle nie bedank, julle moet julle bedank. So kom ons gee 'n lekker handeklap vir elke vrywilliger, elkeen wat hier so sit vandag. Ek wil regtig, ek gaan nou ophou praat, maar nie worry nie, ek gaan nie hele oggend praat nie. Die mense voorstel met wie ons gaan praat, maar ek wil dit ook so 'n bietjie meer informeel hê. Ons gaan nou van die takke leer ken en wat hulle doen, maar ek wil ook van julle kant af, as daar iemand is wat nie saamstem met iets nie, of iets wil sê, ons gaan nie beklei nie, steek jou hand op en vra dat dit 'n lekker informele ding is. Ek wil net 2 goed stywer in die armbeers gooi. Ek dink, Frik, ek nou heeltyd op jou Frik Roots wat dit gesê het, dink ek is nie seker nie, maar die jeug. En ek is natuurlik 'n voorstander van die jong klomp. En dat mens moet begin in skole, en dat mens moet met die Afrikaans met die jong klomp, maar, en ek kom gereeld daaroor in die moeilikheid, ek kom nogal taamlik in die moeilikheid oor goed wat ek sê, en is ook fyn, mens moet net nooit, en dit is wat die ATKV vir my so goed doen, die ouer garde vergeet nie. Die ouer mense wat die kennis en die vernuf het, en dis baie van julle wat hier sit. So dit wil ek ook vir ATKV dankie sê, dat dit nie als net jonk is nie. Wonderlik, bring 'n jong klomp in. Maar, dis nou maar my stywer. En die ander weer is die ander ding, oor onderwys. Ek het self vir 'n paar jaar klas gegee, en ek gee nog steeds so nou en dan klas. Is die onderwysers onder julle? Julle is ook 'n vreemde lot, ek moet sê. Ek sit nou nog met 'n selfbeeldprobleem. Ek sê, weet ek, dink ek dou daaraan nie. Ek moes houtwerk geneem het tot staan dit 7. Ek kan nie 'n skroef of 'n dingetjie in 'n lamp sit nie. Ek het nie daai vernuf nie. In my houtwerkonderwyser op die alhoewel het mens mos sulke goed uitgestal. Julle weet as mens by prysuitdelings dan verstel jy mos jou goedjies uit wat jy bou of wat jy maak. En die bly houtwerkonderwyser het net bo myne groot gaan skryf. Ons moes 'n biltongsnyer daai jaar maak. Het net groot geskryf biltongsnyer bokant myne. So ek sit nog steeds met 'n slegte selfbeeld as gevolg van daai onderwyser. Nee, ek spot. Ek wil graag net oor onderwysers, en alhoewel waar ek groot geword het, was daar Afrikaanse onderwyseres. Sy het nogal baie gedrink, dink ek. Ons het dit almal altyd gedink. Maar sy het die liefde vir Afrikaans by my aangewakker. So wat onderwysers, ons kan dit nooit onderskat nie, wat onderwysers en Afrikaanse onderwysers in skole doen, en ek stem saam met iemand wat daar gesê het, ek dink daar kan mens nogal baie, en ek sal nogal persoonlik sê, ek van die verhoogie af vandag betrokke wil raak, want as 'n Afrikaanse onderwyser daai liefde vir 'n kind kweek vir Afrikaans, dan is dit lewenslank. En ek stem saam, van die goed is baie boring. Mens kan dit lekkerder maak, en jy kan mense regtig 'n jong klomp intrek. So dis net daai 2 goed wat ek wil sê. Dames en here, kom ons gee 'n lekker handeklap vir ons eerste persoon wat hier saam op die bank gaan sit. Dit is van die ATKV Krooibossie. Dis die Oos- en die Noord-Kaap streek. Dis daar by die Aarse kant. Lekker handeklap vir Tony Ward.
Ek gaan nou nie elke keer opspring nie, Tony, baie welkom. Dan die tweede persoon is ATKV Langsous, dis die Oos en die Suid-Kaap streek, en dit is Cyril Scholes. Waar is Cyril nou? Maar jy moet saam met my kom. Kyk, Cyril het my nou al daar buite gesê, wat gaan jy vir my vra? So ek is so even skrikkerig vir Cyril. Kom ons gee 'n lekker ander klap vir Cyril, dames en here. En dan die derde persoon is die ATKV sommer net soos 'n Shirley Lou. Hy's vat daar by my. Reg. As julle 'n bietjie op julle senuwees, julle mikrofone staan nie so op die ding. Is julle so effens op julle senuwees of nie? Is dit? Hallo. Nee, jy moet glad nie op julle senuwees wees nie. Eerstens, hoe het julle betrokke geraak by die ATKV? Wag, ons gaan nou nie ouderdom praat nie, maar jaartal. Hoe het jy betrokke geraak, Tony? Ek behoort al 'n hele paar jaar in die ATKV, maar so 'n paar jaar terug het ek besluit om as gevolg van mense wat nie by die begrafplaas kan uitkom nie, as gevolg van die bosse wat so hoog staan in die aar, het ek die begrafplaas skoongemaak. En toe het ek 'n klop op die skouer gekry daarvoor. En terselfdertyd toe vra hulle vir my, wil ek aansluit by die damesvereniging? En dis hoe ek daar is. En hoekom doen 'n mens so iets? Hoekom raak my so betrokke? Ek wil dit nou vir myself ook weet. Jy's tog seker 'n besige vrou. Ja, ek is besig. Ek is baie besig. Maar dit is lekker. Dit is wat jy kan teruggee. Dit is wat jy vir die gemeenskap kan doen. En soos ons in daar wat baie werk met kindertjies wat lees betrokke en ons het soos 'n kinderhuis in daar wat dit is getraumatiseerde kinders. So ons is baie betrokke by lees en by sulke tipe kinders en dit maak 'n verskil en dit laat jou goed voel. Ja. Dis wat ek by wil uitkom. So julle doen dit want dit beteken vir jou ook iets, neem ek aan. Definitief, ja. Dit beteken vreeslik baie en dit laat jou net anders te voel, dinge anders te sien en dinge heeltemal anders te ervaar. Ja. En as jy dit kan uitleef en teruggee in die gemeenskap, dit is ja, dis ongelooflik. Ja, ek is betrokke by wat ek is nie so lief vir kinders nie, maar ek is baie lief vir diere en ou mense. So ek is nogal betrokke daar. Dit is so, nee, mense moet baie keer gaan werk om 'n ding gaan doen en dan sien jy so half op tot jy daar is en deel is en mense sien jy maak 'n verskil, nê. Nee. Definitief, ja. Nou jy het vir my gesê, Cyril, ek moet eers vir jou vra wie's jy. Nou ek vra nou vir jou wie's jy. Ek is Cyril Scholes, ek het kleinste baan, grootste baan 1 jaar gedoen in 1949. Want na 6 maande as jy goed is, wat ek seker was. Hou mos 'n bietjie nader vir ons daar, Cyril, dat hulle lekker kan hoor. Ja. Na 6 maande kan jy oorgeplaas word. So ek het in 1949 2 grade gedoen. Dwarsdeur onderwys tot vandag met ATKV het ek 77 jaar ervaring. Niemand kan my niks vertel van onderwys nie. Ek het klas gegee van graad 4 tot 12 almal. Ek het toesig gehou oor opleidingsskole vir onderwysers in Kimberley. Ek het uitgetree as direkteur van spesiale onderwys in die Noord-Kaap 1 Januarie 2000. Nou, dis so jy sê niemand kan jou iets vertel nie. So jy is nogal beskeie ook, Cyril. En my eerste, nee, waarom ek sou sê my eerste klas was 48. 48. Graad 4 en die tweede jaar was dit 54. Nou, wat is dit? Want ek kan ons ouderdom praat. Jy het dit vir my gesê, so kan maar vir die mense sê. Ja, ek wil sê 82. Nee? Was 5 maande. En wat daai liefde vir die onderwys, want ek gaan daarby kom, want dit is wat jy als teruggeploeg het. Is dit net ook om kinders te help, om te sien of gebeur verbetering? Ek het vir die Here gevra as ek sou uittreë dat ek my ervaring terugploeg. In 2014 kom trek 'n klein krans toe en ek skakel vir vele dokter Danny Titus. Ek sê vir hom, dis wat ek wil doen. Ek wil Afrikaans bevorder in skole, dat die kinders Afrikaans neem as 'n vak tot op universiteitsvlak. Toe sê hy vir my droom is te hoog, maar kontak vir Elda. Okay, toe het jy vir Elda gekontak. Elda gekontak en Elda en Christy en Claire Du Plessis is my motiveerders tot vandag.
Genade, dis wonderlik vir daai mense ook 'n pluimpie. Shirley, in jou betrokkenheid, hoe het jy begin? Ek is betrokke by Sommer Net Ons, dis 'n tak in Pakkelsdorp, George. Dis wat gestig is in 2017. Dit was die breinkind van ons voorsitter Beverly McKelly. En ons is in dieselfde gemeente en sy het my genader om betrokke te raak. Maar daar is tog seker baie ander organisasies ook. Hoekom het julle by die ATKV, hoekom het julle dit besluit? Omdat ons 'n passie het vir Afrikaans en omdat ons 'n verskil wil maak, ons het gekyk na die visie van onder andere van ATKV, die betrokkenheid in die gemeenskap en ons wou 'n definitiewe verskil in ons gemeenskap gemaak het deur middel van Afrikaans, kuns, drama, kultuur. Ja, dis 'n gesprek wat ek wens mens het lang tyd, want ek wie is dit wat dit ook gesê het? Is dit Christo wat dit vroeër gesê het? Ek is betrokke by Suidooster by die CP. Ek is hulle noem dit box producer, 'n spelvervaardiger daar in die Kaap. En ek het nou weer gister 'n ding geleer wat ek vir die aktrise sê, nee maar herre, waarvan praat jy nou? Jy moet sê my elmbo, sy praat oor haar elmbo wat skurf is. Toe sê sy nee, wat is skurf? Dis skrif. So dit is die punt wat ek wil uitkom, daai ding van Afrikaans, en dit is presies wat Christo gesê het, die Afrikaans is ook nie net soos wat ons Afrikaans geken het nie, nee. Is ek reg? Ja, nee, Afrikaans het, hoe kan ek sê, dat dit ontwikkel en verander, en om die suiwer Afrikaans, as mens nou maar kan sê, soos wat ons op skool geleer het. Ja, hulle is al mooi. Dis baie, baie mooi, en as ek onthou, die boeke wat ek verslind het. Wat het jy gelees? Jene, dis Erna, romans, en dan was ek ook baie lief vir Gonzalik. Ja, okay. Cyril, wat sê jy van daai ding van Afrikaans, die suiwerheid van Afrikaans? Is dit wat julle in die skole wil bevorder, of gaan dit oor dat almal Afrikaans praat? Vir my gaan dit oor om Afrikaans as te praat en te praat. Maak toch nie saak. Hou 'n bietjie nader vir my, Cyril, almal wil jou hoor daar agter. Maak nie saak of dit Kaaps is of Namakwalands, net solank jy Afrikaans praat as 'n taal. Okay, absoluut. Daarmee dink ek stem ons almal saam, maar nou gaan ek jou vies maak. Is dit reg? Kan ek maar? Enige ding. Okay. Ek luister nou 'n sekere radiostasie wat in deesdae is daai bloody klemme wat mense sê, irriteer die vale dinge uit my uit. Mense wat hierdie vreemde klemme sê, moet ek nie so geïrriteerd wees daarmee nie. As hulle Afrikaans praat, is dit reg. Of moet 'n mens help dit ook verander? Nee, ons help, want ek maak al my taalfoute op my selfoon reg, voordat dit gaan. Okay. So kan ek maar vies raak as mense 'n klem op 'n verkeerde plek sit? Okay. Dankie. Jy was direkteur van onderwys gewees. En toe jy nou daar gaan bly waar jy toe nou gebly, toe besluit jy ek het nog nie klaar gewerk nie. Ek gaan nou aanhou. Ek gaan nou nog verder terugploeg. Nee, onthou, ek was 59 toe ek uittreed. Ja? Hy jong, vol 4, maar ek gaan mos 101 word. Okay. Right. My ouma was 101 en niemand het nog daar uitgekom. Soos wat ek jou so kyk, gaan dit. Hulle sê maar as die persoon wat 150 of 160 geword sal klaar gebore. Jy's een van hulle, Cyril. Bietjie meer oor julle tak, wat julle alles doen. Een van ons groot projekte wat ons doen nou al vir afgelope paar jaar is wat dis die leesmarathon. Toe ons bietjie gaan kyk het na waarop kan ons fokus in die gemeenskap, het ons die echo van onderwysers gehoor van kinders kan nie lees nie. En ons het gaan kyk, hoe kan ons 'n verskil maak? Want 'n kind wat nie kan lees nie, vorder nie, waarskynlik op skool nie, en hy kind kan ook nie as 'n volwassene 'n impak maak in die werk eendag nie. En toe het ons gaan kyk dat en besef daar is 'n tekort aan onder andere leesmateriaal in ons gemeenskap en ook modelle of persone wat vir hulle kan leer
hoe om te leer lees. Want ons werk met baie arm gemeenskappe en dit is gewoonlik vroeë skoolverlaters en die ouers het nie altyd daai kapasiteit om hulle kinders by te staan om te kan leer nie. En hoe het julle dit gedoen? Hoe doen julle dit? Ons het begin aanvanklik met mobiele biblioteke waar ons leesmateriaal by skole beskikbaar gestel het en later het ons oorgegaan in samewerking met Vriende van Afrikaans wat ons begin het met om leesondersteuningsprogramme by skole te initieer en ook in samewerking met die munisipaliteit. So ons plaas het 2 skole, dit is Newton Park Laerskool en dan ook Pakkelsdorp Primêre Skool waar ons 2 leesondersteuners het wat kinders van graad 1 tot graad 4 help wat se leer of leesprobleme het. Absoluut. Ek is doen nou met Heinrich Weingart môre onderhoud vir Kwela, een van die Johannes aan huise goed en toe het ek nou taamlik oor hom gaan nalees ook. En sy groot ook uit en hy sal nie omgee dat ek dit sê nie, maar arm groot geword. Regtig gesukkel en dit was lees. Hy het letterlik begin lees en dit is waar die wêreld, dit is nou so lekker, ons praat nou oor die goed en is nou oulik en mense moet nou lees en goed, maar ek dink nie mense besef altyd 'n kind wat kan lees nie. Gisteroggend sit ek by 'n pel van my, ons het vroeg in die stad geskiet, nou leer ek woorde aan die Magda Lou Play wat ons nou doen, 'n verhoogstuk, hoor my mooi Afrikaans, verhoogstuk wat ons nou is op my beste pel, se bruin ouetjie. Nou sê ek vir hom, Lloyd, help my nou met hierdie woorde, lees nou Magda, jy's Magda. En hy kan nie lees nie. Jy kan sien hoe dit sy selfvertroue. So ek dink net om te lees die werk wat julle doen wat dit aanbetref is absoluut ongelooflik. En dit is ongelooflik. Ons het aanvanklik begin, ons eerste leeskonferensie was in leesmarathon was in 2018 wat ons met 77 deelnemers begin. En verlede jaar was ons 5de leesmarathon en dit het gegroei tot 250. En hierdie jaar wil ek my verstout om te sê ons wil fokus op 300. Dis fantasties. 'n Groot fokus op lees is ook by julle, né? Vertel ons wat julle... Ja, 'n baie groot fokus is by ons, ja. Ons doen van enige skool wat wil hê jy moet kom lees by hulle, doen ons. En ons grootste fokus op die oomblik is op die matrieks. Ons gee elke jaar 'n kaartjie om voorspoed vir die eksamen toe te wens met 'n potlood en 'n pen en dan 'n eetdingetjie binne die geskenkpakkie. En verlede jaar het ons besluit ons gaan vir elke matriek in daar's 4 skole gaan ons 'n boek gee. En ons het boeke ingesamel. My eetkamer het gelyk soos 'n biblioteek. Ek kon vir 'n jaar amper nie in my eetkamer nie, soos die mense boeke geskenk het. Dus dit nou, jy weet, boeke moet uitgesorteer word want daar is sekere boeke wat kinders nie mag kry en kan lees en so aan. Hoekom nie? Wat se boeke is dit? Ek dog net as hulle kan net lees, enigiets. Daai is 'n topik vir 'n ander dag. Nee, sê vir ons, ek is so geïnteresseerd, wat se boeke mag hulle nie lees nie? Nee, ons gaan mos nou nie na die vigsboeke toe en die seksboeke toe nie. Nee. Daai nee, daai na die is seksboeke, die onderwyser se probleme, daai nie myne nie. Okay. So die seksboeke is nie, hulle met seks moet hulle in Engels lees. Ja. So ja, daai boeke het ons uitgehaal. Ons moes boeke regmaak. Daar was baie boeke wat stikkend is. Dan moet jy maar kyk of jy hulle kan regmaak. Maar in elk geval, ons het so elke matriek het aan die einde van verlede jaar voor hulle uitstapdag het hulle 'n boek gekry. Ons het die boeke by die skole gaan afgee. Ons het onder andere vir hulle vertel, dit is tweedehandse boeke, dis nie nuwe boeke nie. En een skool waar ons was, is 'n baie moeilike skool. Dit is 3/4 van die kinders is dwelms, bendes. Baie van hulle het nie huise nie, hulle slaap op straat. En ons was al voorheen met 'n boelie storie al by daai skool en dit's net een van daai skole jy wil eintlik nie soontoe gaan nie. Dis regtig in 'n goeie skool nie. En ons het die bokse so neergesit en die kinders het gekom, so 4 van die kinders het ons foto's meegeneem en
een van die seuns bly staan, hy wil nie die boks skuif nie, na die kantoor toe nie. En hy kyk so af, en dan kyk hy vir my, dan kyk hy af, dan kyk hy vir my, en hy sê vir my, kan ek daai boek kry? Ek sê vir hom, dis julle boeke, dis nou die skoolse boeke, ek weet nie wanneer kry julle dit nie. Hy sê vir my, ek het nie geld vir 'n boek nie, en ek wou nog altyd daai boek lees. Kan ek hom nou kry, want Dis wonderlik. as ek op verhoog gaan ek nie daai boek kry nie. Ja, dis ongelooflik. Julle werk ook baie met ja, gee aan 'n klap vir. Dis wonderlik. Ek sit nou net en dink dalk moet die ATKV so iets begin dat 'n mens dalk op die seks fokus en boeke skryf in Afrikaans. Ek weet nie hoekom kom ek nou met daai Sonel kan ons moet dalk gesels. Skalk ek en jy kan die kurrikulum dalk skryf. Dis dalk iets wat kan. Sê wie? Moet Tom in die kurrikulum skryf. Okay, nee, hier's vir ons 'n job. Lekker. Sê weer. Okay, jy sal ek en jy sal nasien. Werk julle nou met Afrikaanse onderwysers ook? Ja, ons werk met al die skole wat bereid is om saam met ons te werk. En veral die voorskool doen ons ook, en by hulle gaan lees ons doen 'n soos 'n uurprogrammetjie vir ons vir die skool. Dan ons sing Afrikaanse liedjies, ons doen gedigte, en dan lees ons vir hulle 'n storie, en dan agterna moet hulle vir ons terugvertel en vragies antwoord, en dan wat ons doen is ons koop 'n soft toy vir die skool, en ons gaan gee dit af, en hulle moet vir die beertjie 'n naam gee. En na 'n jaar of so dan sê ons kom terug, en dan hou ons 'n kompetisie, 'n leeskompetisie. En die een wat die meeste gelees het, kry die beertjie as 'n geskenkie. Okay. En ek moet sê, baie kere kom ek by die skool of ek loop net in die dorp, dan kom maar een aangestap, ek lees nog. Ja. Ek lees nog. Ja. En dit is wat die verskil maak. Ons besef nie, want ons het so groot geword met boeke. Ek kom net 'n ryk familie uit die middelklas, maar daar was altyd boeke. Daar was boeke. Ek dink nie mense besef. Ek kyk Maria Malgas wat nou ek werk eintlik aan vir haar vir 30 jaar. Sy werk nie vir my nie. Maar haar seentjie het ons ook bekend gestel aan boeke. En hoe daar net wêrelde oopgemaak word. Byvoorbeeld toe hy nou klein was, kom hy nou saam met haar werk toe, dan deesdae sit mense die televisie in die goed, dan het ons boeke daar neergesit. Dat hy begin boeke lees. So sulke goed kan 'n mens ook doen. Wat ja, ekskuus. Ja. So wat sou jy vir onderwysers raad kan gee wat die lees aanbetref? Dis nou 'n sepie. Hulle moet mooi luister veral na Namibië. Right. Want die mense wag al vir julle daar vir die projek. My dogter was 16 jaar in Engeland, toe kom sy terug 2018. En ek het gesê dit sal te kort word vir ons se begrafnisse. Ons is net 3. Yes. Ons mee. Jy en sê gou weer? Ek en my vrou en my dogter. Ja, en julle 3. Okay. Sterf my vrou nou 5 jaar gelede. Ja. Ons is net ons 2. Hou so 'n bietjie naby Cyril, daar's hy. Toe kom sy 2018, 2019 kry sy 'n pos by Sao Bra in Mosselbaai. Nou sy was mos in Engeland. Maar sy was in Engels, so sy is toe nou Engels. Sy het vir die Engels geleer. Right. En toe dink Sao Bra sy moet Engels kom gee. Begin sy by graad 8 sê sy, "Dadda, die kinders in graad 8 kan nie lees en ek kan nie leer nie." Toe sê ek, "Wag net so 'n bietjie." Toe gaan ek na Claire, toe sê ek, "Claire, dis ons probleem. Wat gaan ons doen?" Ons begin toe ons vra toe vir die 3 hoërskole. Ons wil die name hê van die kinders wat nie kan lees in graad 8 nie. Ons vat eers vir hulle. Belangstelling was so goed, ek dink as nie, kom ons gaan na die onderwysers toe. Want ook Claire is die hart van die hele program. Ek administreer net en motiveer. Ja. Sy doen al die werk. Onderwysers, so sê onderwysers, as jou les voorberei, sy was 'n vakadviseur vir Engels, alhoewel sy honeursgraad in Afrikaans het, nog nooit Afrikaans geonderrig. Toe sê sy vir hulle, as jy jou les voorberei, moet die kinders jou taal verstaan, en in die vraagstelling moet hulle die taal verstaan wat jy in jou klas praat, anders verstaan hulle nie die vraag. Dis hoe jy hulle moet voorberei.
Dit is nou werkswinkels aangebied onder die ATKV stap elke dag saam met ons. Ja. Ja. Ons vra vir hulle, dit is nodig en so kom ons by. Toe sien ons nee. Toe kom hier storie mis uit van Suid-Afrika se graad 4 kan nie lees nie, swakste in die wêreld en Cyril Ramaphosa sê graad 4 ek sê Claire. Die probleem is daar nie. Graad 1. Die kind leer lees in graad 1, hy klank daar en as hy regtig teruggehou moet word, moet dit in graad 1 wees. Nie in graad 3 nie, want daar leer lees hy nie. Gaan ons graad 1 toe. Onderwysers, eers die onderwysers. Toe kom ons nou by hulle, toe sê my dogter, derde maar in Engeland het hulle die huis vir bejaardes genader en hulle het kom voorlees ook. Gaan toe, Benevolent Park toe, vrouwel onderwysers, oud onderwysers hier, 6. Ek sê, oké, ons het 3 skole, ons gaan julle nou gebruik. Toe kommandeer jy hulle sommer op. Nee, ek sê mos net. Ja, jy sê nie, ja. Ek vra nie mense. Gelukkig ken ek nou vir Anne baie goed, want sy was my vrou se vriendin. Okay. Vra ek vir Anne, hoekom as jy nie met ons trou en sy sê nee, as sy nie daai vakansie Durban toe gaan, sy nie 'n man gekry nie. Ek besoek haar nou. Ja. Toe het ons 2 jaar gehelp, toe sê hulle nie, ons raak nou oud, ons stel nie meer belang. Hulle het Woensdag gegaan, ons het die vervoer gereël by die houthuis, wat hulle weggebring 2 per skool, hulle 6, 3 skole, hulle lees vir 'n halfuur voor en die onderwyser is so bietjie. Dus is nou daar. Toe sien ons, toe val die ding ons nou plat van die voorlesery. Ek sê, Claire, werkswinkels vir onderwysers. Ons het jong onderwysers, is nie reg opgelei nie, ek het mos klaar gesê. Hulle is nie reg opgelei nie, ons moet hulle help dat verstaan, hoe leer jy klanke aan. Ons het verlede jaar 3 werkswinkels het ATKV aangebied. Om te gou hierdie ene vertel, toe kry ons vir Dr. Machina, het net sy PhD voltooi in lees, en hy was 'n skoolhoofde, ek het op in gewerk het, toe sê ek vir hom, wil jy nie kom nie, toe bied hy vir ons 'n kursus aan, maar die kursus is nou nie die probleem. Die volgende oggend vat ek hom weg, ek loop val by George Lughawe, 23 Julie, verlede jaar, Sondag 7 maande, die prokureur sê, hulle kyk nog na my saak, maar ons gaan hulle volgende week dagvaar. George Airport, vir my val. Dis nou dit. Dis nou dit. Nou alles gedoen oor lees. Ja. Dit is alles insit met die linkerhand. Ja. Die werk doen is met die linkerhand. En toe, September maand verlede jaar, die is nog as 'n hoogtepunt. Toe sê ek, Claire, kom ons vind uit hoeveel grensgevalle is in graad 1. Ons het 11 skole, né? Ja. Wat ons in werk. Ek is vriend, ek stap enige tyd daar. Hulle is ook bly om my te sien, want ek praat mos hier oor departementele werk. Ja. Ons kinders om en so Ja. van die onderwysdepartement. Dus is nou grensgevalle. 178 het die 10 skole uit. Dus die 10 skole is nou 178 graad 1 wat nie kan slaag. Ons besoek die skole. Ons vra nou, wat is julle nou plan vir die 6 weke? Wat oor is? Wat gaan julle doen om die kinders deur te kry? Of wat kan ons doen? Ons is nou die ATKV. Ja. En ons gaan na 'n skool toe, Brandwag. Ons daar langs aan Hartenbos. Sy vra vir hulle, maar loop hier in 'n matrieks rond hier by die kant. Want hulle sê toe hulle Dinsdag tot Donderdag uur na skool. Die graad 1 wat grensgeval is. Ja, nou, toe sê ek, ook ons gaan julle R50 gee per uur. Vir een van hulle. 3 dae 'n week is R150, toe sê die hoof, dat sit ons by, dan gee ze R300 'n week. Dit is nou daai ding smart begin. Die ding het net ontwikkel. Absoluut, maar dit is so jy het hulle gebraai. Nee. Ons sê net, wat is Sê, ja. en hulle doen want hulle weet mos ons wil hulle help. Ja. Vra, hoe kan ons help?
Ons sê nie wat julle moet doen. Ja. So dit is regtig om net ek en jy kan vir ure gesels, maar dit is regtig net om betrokke te wees, nee, en om die mense daar die kinders te kry om betrokke te wees. Ek wil op hierdie stadium net van Namibië, hier's klomp Namibiërs. En daar's 'n dame wat net nou opgestaan het wat gesê het in Namibië, dis regtig so, ek is ook gelukkig om gereeld daar in Namibië te kom. Namibië ook as ek kyk na programme en ek kyk net nou die ondersteuning van Namibië in Afrikaans is ongelooflik. So gee vir julleself ook sommer lekker hande klap vir die Namibiërs. Maar ek kan nie nou stop nie. Okay, jy kan nie nou stop nie, gaan aan. Die hoort Julle gesê hy gaan my vasvat. onthou 5 jaar. Dis 'n 5 jaar program nou al. En ons graad 1 uitslae verbeter tot 85 tot 90% slaag hulle graad 1. Toe vra Claire nou, waar is die ouers van hierdie kinders? Hierdie grensgevalle. Toe sê sy, bring hulle. Nie baie, die ouers kom ons net wat wil help. Die ander sal ons nog nie kom nie. Of die kind wat dit die meeste nodig het, kom nie. Toe begin ons met die program, wat sy nou sê, hoe kan julle nou help die 6 weke? Sy bied hulle 'n les aan hoor. Uurles. Presies, wat op die grond. Ek kan julle voorbeelde ook noem. Sy sê byvoorbeeld vir hulle, vat jou kind kerk toe, want dit die lekker saamvat nie. Daar leer die kind om stil te sit. Die kind leer daar koortjies sing. Vat die kind winkel toe. Sê jy loop koop vir ons daar. Pap, kom hy met die dienste. Sê sy, ons kan dit nie bekostig nie. Gaan na die ander rak. Kyk bo, kyk onder. Dis die woorde wat hulle leer terwyl hulle in die winkel is. Ja. Die ouers is verslae. Ek sê vir die ouers, staan op, kyk deur die venster, daar's die see. Vertel vir jou kind, wat sien jy? Jy moes 'n ongelooflike onderwyser gewees het. Ek dink regtig, Sonel Skalk, het jy nou nog lus vir 'n jaar toer van dorp na dorp toe te gaan? Ek dink ATKV gaan jou borg, jy gaan vir 'n jaar van skool tot skool gaan. Hoe's daai? Maar hulle moet my vlieg. Hulle moet jou vlieg. Okay. Nee, hy sê hy wil nie gery word, hy wil gevlieg word. Daar's hy. Dit sal gereël word. Vennootskappe, Shirley sê julle is ook vir julle baie belangrik. Vennootskappe. Ja, ons is in vennootskap, soos ek gesê het, met Vriende van Afrikaans. Ons reël saam met hulle jaarliks ook wat ons noem die leeskonferensie, waar ons glo aan bemagtiging, nie net om die lees te bevorder en in stand te hou, om die ouers ook te betrek, en dan ook die kleuterskool en laerskoolonderwysers, en dan ook alle belangstellendes in leesondersteuning, en dan is dit ook die munisipaliteit wat betrokke is en wat ons 2 ondersteuners wat by die skole voltyds betrokke is wat vir ons finansier in 'n mate, en dan ook die George Biblioteek wat vir ons assisteer en bystaan. Ja. Dis mense praat nou van ons wat Afrikaans is, maar mense besef ook nie altyd die lojaliteit van Afrikaans sprekende mense nie. Daar's regtig nog 'n groot lojaliteit. Mense moet dalk ook dink, ek sit nou sommer en dink in volgende jaar of jaar en dit mense sulke werkswinkels doen wat byvoorbeeld net op die onderwys en op dit fokus, mense so idees en goed kan uitruil. Dit sal ook nogal interessant wees, want ek wil net in hierdie kort stukkie wat ons okay, jy doen die leesgoed, wat doen julle nog by die tak? Elda, jy moet vir my sê anders se praat met 'n klaarmaak. Okay, ek's amper klaar. Nee, ek gou eers hoor, wat doen julle nog by julle tak? Ons het 'n projek wat ons doen, Trap vir Kinders. Dit gaan ons 2de jaar hierdie jaar wees. Ons trap vir 6 ure. En dit is vir 'n kinderhuis vir getraumatiseerde kinders in De Aar. En ons was baie gelukkig om verlede jaar in totaal 16,000 kontant en in totaal het ons gedraai met geskenke, kos vir die kinderhuis 25,000 het ons ingesamel verlede jaar. Dit is ongelooflik. Baie dan ja. Nee, jy kan dis 100%. Wat doen julle nog by die tak? Dis die laaste, ek stop môre aan. Okay. Ek kom môre van die vlieg af het ek 'n onderhoud met ek en Claire. Right. Toe sê ek vir Claire, ons nou klaar met die ouers, maar ons met die ouers mis Januarie by mekaar kry. Almal. Nie swak leerders, die hele graad 1. Want ons werk met Afrikaans. Ons sê ons werk met Afrikaanse klasse, ons bevorder Afrikaans. Ja. Dan vra die Engels onderwysers nogal wat van ons. Dan sê ek die Rotariërs doen dieselfde. Ja, gaan na die Rotariërs toe dan nou, nee. Ja. Toe begin ons nou by 10 skole
Maar ek kom toe, ja, dis een is interessant, die 11de skool by, die man was ook op Oudtshoorn klaargemaak, is Sue Pyler se pa, hy is die hoof daar, by Renendaal Premier naby Nysna. Nou, hulle is heeltemal uit onze weg uit, maar hulle is ook nog in. Toe gaan ons na hulle toe ook, hulle is die 11de skool, en môre aansluit ons nou af by onze laaste skooltjie, is die Mosselbaai Engelse Kerkskool, en ons het vir al die skole weer laat weet, is daar nog mense wat wil kom, moet julle môre aan 6:00 daar wees. Toe sê ek vir Claire, maar ek land eers 3:15, sê ons sal betyds wees. Plan maak. Wonderlike werk wat jy doen. Net 'n vinnige laaste vraag en dis nou wat ek gaan nie dit nou vra nie. Ek sal dit net te veel vra of net vir ons klaar maak. Amper klaar Elda. Nog by julle tak wat julle doen. Een van ons ander programme wat ons doen is ons het 'n bewusmakingsprogram vir gestremdes. Dit het in 2021 ontstaan. Een van onze taklede, Rosanne van Belen, sy is gestrem as gevolg van reumatoïde artritis en dit was haar visie geweest. En dit het begin met 'n modeparade vir gestremdes wat ons onder andere die skole en jeug van wat gestremd is en ook volwassenes in George omgewing wat betrokke daarbij geraak het. En een van die uitdagings nogal was wat ons agtergekom het is gebarentaal. Dat daar nie mense is wat of ons kon nie kommunikeer met die byvoorbeeld met die dowes nie. So dis nogal iets wat ons na kyk en dan hierdie jaar het afgeskop by bewusmaking by die skole, by die hoërskool Pakkelsdorp waar ons gekry het Minke die boba swemmer Down syndroom, ja, wat sy spreker was daar, motiveringsspreker was. Ongelooflik. Ek wil net voor ons net afsluit. Christo, is jy nog daar in die saal? Wat net nou gepraat het, Christo van Rede. Is hy daar? Swem hy? Okay. Nee. Dan sal ons net jy moet nou vir my kort, want hulle beklein nou my sê ons moet nou klaar maak. Net gou vir my kortliks, die einste Lloyd O'Connor-Pel van wat my nou gisteroggend help woorde leer het. Hy en sy vrou praat Afrikaans, maar die kinders wil nie. Wat doen 'n mens? Hulle is Afrikaans, Lloyd en sy vrou, maar die kinders praat Engels. Nee, een moet Afrikaans en een moet Engels praat. Hy kinders leer dit aan, as hulle met ma praat en ma praat Engels, dan praat hulle met ma Engels. Maar die pa en die ma praat met die kinders Engels, dan beklei ek met hom sê ek, maar hoekom? Hulle moet weet, hy ouer praat net die een taal. Right, dis maar nog gestryd daar jong, want ek weet nie baie van my, Ek kyk nou vriende in Frankryk, die kind is 2 maande oud. Die pa praat Afrikaans, sy's 'n Afrikaner, Mosselbaai, en die ma is Frans, sy praat Frans, en hy kind ja, Woelal. moet Afrikaans praat. Dames en here, ongelooflike werk wat julle doen, baie dankie, lekker aan 'n klap vir hierdie 3 mense. Dankie. Hy sê dan my dit geniet, okay. Right, sê reg daar, so baie dankie. Dames en here, die volgende sessies is baie korter. Ek vra asseblief om op die verhoog te kom saam met my, dat ek net my papiere hier reg kry en ons gaan nou 'n bietjie oor die kunste gesels en dit is 2 takke, die Vrystaat en die Noord-Kaap streek, Bloemfontein. Is dit Edith Wilson? Is dit spreek ek hom reg uit? Lekker hande klap vir Edith. En dan saam met haar wat hier saam met ons gaan kuier is die Oos en die Noord-Kaap streek, Victoria Wes en is Brandon Erasmus. Ek sien nou eers, ons het gister daar by die Suidooster Studios reeds ontmoet. Baie welkom Brandon. Lyk jy vir my stil, is jy? Is jy lief vir praat? Right. Julle fokus op teater. Hoekom het julle daarop besluit? Wat was die rede? Julle doen natuurlik allerlei ander dinge ook by die tak, maar die groot ding was teater. Edith? Ek dink ons is 'n klomp mense wat bymekaar gekom het wat lief was vir teater en toe besluit het om 'n tak te stig. Ek dink ons besef die waarde, die krag wat in teater lê.
en dat 'n mens regtig mense kan bereik van alle lewenslope, van alle ouderdomme, van alle kulture. Theater het regtig net daai krag om 'n boodskap oor te dra wat baie keer nie op 'n ander manier oorgedra kan word nie. Ek wil sommer net by daai ding, baie keer dink mense as hulle byvoorbeeld nou hulle kind laat drama neem of aan teater blootstel, dat iemand het nou dan vir my gesê, maar my kind wil nie 'n aktrise of wil nie 'n akteur word nie. Dit gaan glad nie daaroor nie. Dis net daai selfvertroue wat 'n kind ook ontwikkel deur dit. Ek dink mense moet daai ding ook baie belangrik, want hulle hoef nie wonderlike akteurs of aktrises te word nie. Glad nie, en nie net selfvertroue nie, maar ook selfdissipline. Daar's 'n dissipline in die kunste, of dit nou musiek is en of dit drama is, wat 'n mens nie sommer op ander plekke leer nie. Daar gaan 'n ontsettende dissipline saam, en dis iets wat jy jou hele lewe saam met jou vat. Ek raak nou so effens baie keer, ek weet nie of ek nou oud raak nie, maar ek het byvoorbeeld 'n ding, ek dink ek was al ooit in my lewe laat nie. En dit het destyds ek vir Sikos gespeel het en vir Truk gespeel het, was dit die groot ding, daai ding wat jy van die dissipline sê. Ek dink daar's ook nogal werk te doen, want hierdie jong actors is maar laat. Hulle kom laat en toe ons by Egoli, ek het byvoorbeeld met nierstene gespeel, ek kon vir 3 dae nie regop staan om te piepie nie, toe ons Egoli skiet. Ek kon regtig nie, ek weet ek het nierstene nie, maar ons het gaan skiet. Deesdae as iemand effens 'n halwe verkoue het, dan bel hy om te sê hy siek. So daai dankie, hoor net hierso vir Aardskype. Maar dat is raai dissipline, ek wou dit net so mag sê. Brandon, hoe het julle besluit? Is jy 'n actor jouself? Ek myself as akteur, ja. Dit kom nou van skool daar af. So ons het altyd as 'n skool het ons gaan deelneem aan die Logan toneelfees op Vryburg. En ek het vir myself gesê dat toneel moet in Victoria Wes ook vasgelê word, nie net in die skole nie, maar self in die gemeenskap van ons het die Apollo Theater. Dit was wel 'n filmteater alle jare, maar dit is 'n kunstenis nog al die tyd vir my gewees. So vir 7 jaar het ek saam met Reckless Haven Produksies gewerk op Victoria Wes. Hulle was gestuur deur die ATKV. Hulle het eers gekom en 'n produksie kom doen. En daarna toe stuur die ATKV hulle om met ons skole te kom werk. En hulle het vir my gesê dat hulle voel ek moet 'n jeugdag stig op Victoria Wes by die skool wat ek werk. So het ek kontak gemaak saam met Gert Jan Holzhausen en hy het vir my gesê hy is nie meer daar nie, so ek saam met Jaco Spies praat. En daarvandaan het alles toe net begin vloei. Die toneel het toe aan die orde van die dag begin word in Victoria Wes. Dis wat die Apollo Theater, het iemand nie ook daar gekom en toe gaan kyk na die teater en toe het hulle oorgevat? Wie was dit? Ja, dit was 'n groep mense wat uit Pretoria uitgekom het. Die Apollo Theater het vir 'n tyd stil gestaan, dit was toe. Die fasiliteit was eintlik in 'n situasie waar dit nie weer gebruik kon word nie. So hierdie groep mense het mense ingekry wat kon investeer het in die teater, deur die teater heel oor te doen. Hulle kon 'n groter verhoog bou sodat ons verhoogproduksies kon daar begin aanbied. En 'n nuwe direksie was toe verkies uit die gemeenskap uit met mense wat ondervinding het in kuns. En daarvandaan het die teater toe weer begin. Ja, ek kan nou maar net uit my simpel opinie gee is dat dit regtig wat drama en toneel ek doen. Iemand wat daaroor moet praat is Marlene, oor wat hulle by Aardskype ook doen en die programme wat aangebied word. Want dit is natuurlik, ons het nou gepraat oor Afrikaans, maar waar jy die Afrikaans natuurlik ook kan bevorder. Gaan julle in die skole in self? Ons gaan nie so seer in die skole in nie. Ons het 'n gemeenskapsteater wat ons in Bloemfontein het. So wanneer ons 'n groot produksie doen, dan stel ons audisies oop. So enige iemand kan kom. So ons het kinders van ons het al op 'n stadium 'n seentjie van 4 jaar oud gehad tot mense van 82. Dan maak ons so 'n cast bymekaar van tussen 60 en 80 op die Sandse Verhoog in Bloemfontein. So is ongelooflik. Nee, so ons werk nie spesifiek in die skole nie, maar enigiemand is welkom om te kom deelneem. En wat die talent wat mense ook net baie keer, was nou die dag daar in Bishop Lywes in Kaapstad, wat ek so 'n bietjie met die toneel sommer help. En dit is, jy kan nie daai talent glo nie.
ek sê nou weer, ek was by Suidooster betrokke en dan sien jy dis nou baie mense is opgelei, maar daai rou talent is net ongelooflik. Ek het jare terug ook in die townships in Kaapstad, ek klink nou vir Engelik in die townships gaan werk, ek sê nie wat ek bedoel nie, maar ek was betrokke gewees daar in met klas gee en sulke studios oral gehad. Daai rou talent is net fantasties. Wat ek dink die mense altyd besef nie. Wat doen julle produksies wat julle nou al gedoen het? Noem vir ons 'n paar. Ons het nou al 'n hele klomp passiespele, selfgeskryfde passiespele gedoen. Ons het probeer om elke jaar so rondom Paastyd een te doen. En dan het ons kleiner goed. Ons het nou 'n Athol Fieldguard gedoen, soos ons in teaterterme sê, 3-handers, soos 3 akteurs wat Road to Mecca gedoen het. Tannie Marieta Martens van Bloemfontein is besig om nou vir ons 'n teks te skryf oor die lewe van C.S. Lewis, wat ons in September gaan doen, wat ook 'n 3-hander gaan wees. So, maar ons groot fokus vir alles wat kom by die gemeenskapsteater is maar die groter die passiespele, ons beplan vir volgende jaar 'n teks oor Moses se lewe, wat 'n mens regtig die gemeenskap kan betrek. So jy betrek akteurs en sangers en dansers en kore en orkes en Dis fantasties. Ek weet nie waar as ek net begin dink wil ek sommer in die bed gaan klim, is om dink om so iets te reël. Om so iets te reël is 'n verskriklike te werk. En dan moet jy nog repeteer en julle doen dit verniet. ons doen dit verniet, maar dit is so lekker. Ja, en natuurlik met die ATKV se ondersteuning, né? Absoluut. Nee, dis ongelooflik om deel van 'n organisasie te wees wat mense drome deel en wat mense help om daai drome uit te leef. Rande produksies wat julle gedoen het? Okay, so ons het die Karoo Interskole Toneelfees toe begin ons het aan die gang gebring, ons het dit gestig. Ons eerste Karoo Interskole Toneelfees het in 2023 plaasgevind. Ons het begin saam met 8 skole en daarna het ons net begin groei waar ons verlede jaar het ons 7 skole gehad, ons het met 1 minder geword en hierdie jaar het ons 23 skole Fantasties. wat gaan deelneem aan die Karoo Interskole Toneelfees. Ja. En doen jy regie ook van die goed? Direk jy van die goed? Ek doen self weer regie. Ek het met ons eerste fees het ek my eerste teks wat ek op universiteit geskryf het ek lewe gegee. So toe het ek vir my groep gesê, hierdie teks het ek geskryf. Hierdie teks was nog nooit opgetree nie. So dit was 'n hele klomp gedigte wat ek bymekaar gesit het. So was 'n tipiese woordkunsproduksie en ek het dit op verhoog gesit. Jy's te oulik vir woorde. En wat doen jy? Het jy ander werk ook? Ek is 'n onderwyser. Voltyds en na ure is ek betrokke in die toneel. Ja, ek dink ons moet dalk net jy moet dalk net na die tyd met Marlene Leroux gaan, want sy gee vinnig kontrakte om daar te kom speel in Aardskype en sulke goed, hoor. Sal jy met daar gaan praat? Ek sal, verseker. Dames en here, kom ons gee vir die twee mense 'n lekker hande klap. Baie dankie. Dames en here, ons gaan amper eet. Die volgende 2 mense ons gaan 'n bietjie gesels oor die sosiaal-maatskaplike fokus en dit is Gauteng en Mpumalanga streek. ATKV tak Arendsnes, Monique Brink. Kom ons gee 'n lekker handeklap vir Monique. En dan die Boland en die Karoo streek ATKV Wellington tak Tarina, is dit Schweidler. Spreek ek hom reg uit? Schweidler, nee. Jy kan sommer daar enige plek in kan jy sit. Kom ons gee sommer weer vir die twee mense lekker hande klap, dames en here. Ek wil graag met julle kortliks net gesels oor die verskillende projekte. Want Monique, daar is 'n hele paar. Kom ons begin by die Gold Rush Kermis. Ons is die ATKV se ADHD baba, die ADHD tak Arendsnes. Ja. Ons raak vinnig verveeld met 'n projek. So ons doen hom een keer, ons stuur hom aan en ons doen hom goed. Ons doen hom lekker. Ja. Wie's nou almal van jou mense hierso? Is daar 'n paar? Nee, dit is net Skalk wat een van ons nuwe lede is. O. Maar hier Wat is Skalk nou? Nou hoekom het hy nou deel daar geword? omdat ons die ADHD baba is.
Okay. Nee, ek dink dit is ons verskeidenheid, ons diversiteit. Ja, hy mag julle nie voortrek nie. Wat nie? Nee, okay. Inteendeel. Inteendeel. Ja, ek grap. So Want jy lyk van 'n go-getter. Is jy? Okay. Skus, okay. Gou vir die eerste die kermis. Die kerk het ons genader. Ons moet so 'n bietjie help om net bietjie woema by die kerk te kry. En ons het 'n baie NG Kerk, Afrikaanse kerk. En wat lekkerder is as 'n kermis. In die ou dae het ons kermis gehad. Deesdae in Gauteng, as jy vir mense sê ons gaan kermis hou, dan dink hulle, ag, sterkte. Dit is die klein armer dorpies en platteland dorpies wat kermis hou. In die stad hou ons nie meer kermis nie. En ons het gesê, kom ons noem hom weer. Ons gaan terug na ons oorsprong toe. Ons gaan terug na waar Gauteng begin het, die Goudrand. En ons het die Gold Rush kermis gedoen. En ons het gesê, ons het so besef hoeveel lede in ons kerk is ATKV lede, maar hulle weet nie van wat die takke in ons area doen nie. En dit is waar die ATKV nou saam met die kerk die kermis aangebied het. En julle, daar het mense wat uit Vettebroek areas uitkom, met hulle hande in grond gaan grou om goudstukkies uit te soek. Dit was 'n speelietjie, ons het stukkies begrawe in grond, en dan was dit nou 'n vasvra kompetisie, dan moet jy nou hardloop en gaan grond optel. Ons moet met panne, soos wat hulle in die ou tyd pan het met die goud. En Maar is daar iets wat die ATKV nie by betrokke is nie? Nou is dit tot kermis. Ons het net van die seks gehoor. Waar's daar wat julle nie by betrokke is nie? Nog gou van die ander projekte? Ag, ons projekte is so verskeidenheid, omdat ons lede van 6 maande tot, ek dink ons oudste lid op die oomblik is 89 jaar oud. En so om 'n projek te kry wat almal gelukkig hou en waarin almal kan deelneem, dis nogal 'n werkie, ja. So ons skenk bloed deur die jaar. Die skaak ding. Skaak. Moenie skaam wees, sê vir ons Nee, al ons doen nie skaak. Ons het elke jaar kry ons ATKV lede 'n boekprys saam met Exclusive Books. En baie keer verval daardie pryse. En ons het ons tak aangemoedig om hierdie jaar, in plaas daarvan dat jou Exclusive Books prys verval, skenk hom vir ons. Geef vir my jou kode en dan gaan koop ek boeke met die geld. Julle, ons het oor die R8,000 se boeke gekoop met ledegeld wat sou verval het en ons kon dit uitdeel. Arendsnes deel ook in ons onmiddellike tak eerste uit en dan deel ons buitekant toe uit. En hoe motiveer jy die mense om betrokke te raak? Hoe doen jy dit? Hulle doen self. As jy begin, dan sien jy as die vlammetjie daar is, die rookie, hoe sê hulle dit waar rookie trek? As jy net die idee begin gooi, jy sien in die mense hoe begin hulle lewe. Jy sien hoe begin jou idee vorm kry. Dit is 'n sneeubal. Om hom aan die gang te kry, jemmel, dit vat partykeer. En ons het 'n video gedoen vir Afrikaans 100. Ek moes daai video's uit daai mense uittrek. Maar toe ons na daai video's begin kry en toe die Afrikaanse woorde begin vloei. Hier teen Sondag moes ek sê, hoorie, ons vier nou nie meer nie, ons is klaar, die video's gemaak. Die mense, hulle steek mekaar aan. Ja. Is daar dorpe in Suid-Afrika wat nie ATKV takke het nie? Ek dink nie. Seker tog, né? Ek is so trots op alhoewel wanneer het julle begin grand raak met 'n ATKV tak? Wanneer het dit begin? 2000 wat? 2 jaar, dit is fantasties. Alhoewel Burgersdorp, daai deel, dis ongelooflik. Terina, jy is glo ook ene wat nie, ons is wat nie, jy sê kom, laat ons ding doen. Oor julle projekte vinnig? Ja, ons is 'n baie sterk tak. Ek mag dit nie sê nie. Waar sal meer? Ja, daar's ietsie wat ek sou graag wil sê wat ek nie sal mag sê nie, maar ons dink ons is baie goed. Ek hoor daai storie. Ja, ek dink ons is baie goed. Maar ons goedheid is in ons verskeidenheid van ons tak. Ons is regtig baie goed versprei wat kundigheid dan betref. En ons dek regtig die hele dorp. En dit maak dat ons projekte sukses is.
Want ons het oral iemand. So as ons 'n projek aanbied, dan versprei dit soos 'n veldbrand deur die dorp. En wat ook van ons, waar ons ook onderskei is, ons is betrokke by al die ander organisasies ook. So daar's byvoorbeeld een keer in November in Wellington 'n vergadering waar al die organisasies by is, wat sê wat is julle projekte vir die volgende jaar. So onmiddellik weet jy wat gaan aan in die dorp en jy weet ook waar kan jy inskakel. En dit maak ook dat hulle by jou inskakel. So ons netwerk maak dat ons regtig uitstaan en dan ook ons tak is 25 jaar oud, ons het regtig dinamiese voorsitters gehad. En ek volg eintlik net in hulle voetspore. Het jy 'n ander werk ook? Ek is 'n eienoomsagent. Wat so daai kontakte is daar, né, wat jy het met mense, want dit is belangrik daai vennootskappe. Ja, en dit maak regtig die feit dat ons 'n voetspoor het, maak vir ons deure oop. Soos byvoorbeeld die skole, omdat ons al 25 jaar daar kom, is ons deel van die skole. En hulle ken ons en hulle projekte en ons ken hulle en hulle ken ons en dit maak 'n groot verskil. Ja. Geen net vir ons kortliks, ons gaan nie deur almal kan gaan nie, maar dit is daar's 'n Bybelstap. Het ek reg gelees? Ja, ons doen die Bybelstap is ook al 25 jaar oud. Ons het hierdie jaar R13,000 oorbetaal vir Bybelverspreiding. Dan sit die Kaapse draai bustoer. Ja, daar's verskillende bestoere. Daar's 'n groot nood vir enkel mense, enkel vrouens, enkel mans wat nie noodwendig wil alleen Kaap toe ry of gaan blomme kyk nie. So ons bustoer is eintlik ons fondsinsamelings vir die jaar. En dit skep 'n familie. Die busmense gaan gereeld, so hulle ken naderhand mekaar en dit is ook, daar's 'n database. So as daar iets gebeur op 'n bus, kry jy 'n WhatsApp en dan die busse is baie gou vol. Wat beteken, en dit spreek regtig 'n behoefte aan, want ek meen 'n enkel dame kan nie gaan blomme kyk nie. Nou is sy veilig in 'n bus en die mense om haar voel soos familie. En dit is regtig vir ons een van ons goeie bydraes vir die gemeenskap. My ondervoorsitter is al 'n Wafferse toerleier en hy geniet dit net soveel. Ja, dit moet vir julle, dis wat ek nog op die punt wil kom, dit moet vir julle lekker ook wees om dit te doen. En dan kan ek daarom nou nie anders te sê met die ATKV, met almal wat ek nou gepraat het, net nou voor ons begin het, van die mense van julle wat hier so sit, sê net almal, die ondersteuning wat julle ook kry van julle, die ATKV streeksmense, is regtig nogal ongelooflik, klink dit vir my. Ja, veral by die skole. Ek dink nie jy gaan toegang kry as jy nie sê jy kom van die ATKV af nie. En dit maak regtig 'n groot verskil. En soos byvoorbeeld die wins wat ons maak met die toere, ploeg ons terug in ons skole. Ek meen ons gee boekpryse, ons borg al vir 20 jaar Hugenote se graad 7 afsluiting wat 'n potjiekos kompetisie is, maar dit het 'n Afrikaanse tema. Ek meen hulle moet soos idiome aantrek, dan moet idiome op hulle spyskaart wees en daarvolgens kry hulle prys. En dit het glad nie meer advertensie nodig nie. Hulle loop vir my en checkers raak en dan sê hulle, dis die ATKV tannie, want hulle sien my al die laaste 5 jaar by die graad 7 afsluiting. So, dit maak regtig, die ATKV maak regtig vir ons deure oop, want jy sien niemand nie, jy's die ATKV. En dit is regtig 'n groot ding. Dis ongelooflik. Ek sê wees ek in die begin gesê, dis my verstommend wat julle doen. Dames en here, kom ons gee vir hierdie twee dames 'n lekker hande klap. Baie dankie. Dames en here, ons laaste twee mense voor julle gaan eet is fokus ons op die jeugtakke in skole. En dit is Nina Strydom, Weskaap en Weskus streek. En dan ook, is dit Ansri Boeye, spreek ek hom reg uit? Ansri Boeye. Wat bring jy vir ons koek?
Ek besef nou eers of ek hoor net voor ons kom praat dat dit Lindy se dogter is. Lindy Strydom, het julle geweet? My liefie, ek het jou gesien toe jy 2 jaar oud was laas. Nog in die Gollie, nie is jy 'n mooi jong vrou, my liewe land. Gou hoe het jy betrokke geraak by die ATKV? Ek het die ATKV as 'n geheel, het ek nog altyd drama en redenaarsteun wat hulle ook aanbied, maar met my tak self het ek in graad 8 deelgeneem. Ons het 'n sokkie gehad en toe sê ek heeltemal wus ek moet deel van dit wees en dit het my regtig gemotiveer daarna om jeugsprojekte ook te doen by die ATKV jeugtak van Parelvallei. En toe nou onder die ATKV vaandel het jy dit gedoen. Wat sal jy hoe kry jy jong mense om betrokke te raak? Mense in julle skool, hoe doen julle dit? Ons persoonlik voel almal deel van dit kry. Ons adverteer dit op ons graadgroepe en so voort. En dan as ons genoeg raas maak, gewoonlik kom die mense daarna. Ons het die Engelse kinders leer sokkie en dan doen ons Afrikaanse karaoke, boeresport. So wanneer almal die geheug hoor hoe ons dit geniet, dan kom hulle almal sommer saam. Maar nou was ons 'n paar jaar terug, ek weet nie of dit nou nog geval is, net mense het so half gedink dis nie meer cool om af te Nou is dit hengse cool om by Afrikaans te wees. Hoe het julle dit verander? Kry jy ook nog dat mense dink, okay, nee, is nie so cool om Afrikaans. Wat sê jy dan vir hulle? Dis 'n moeilike een. Die Engelse kinders sal soms of ons vreemd aankyk as Afrikaans praat, maar ek dink die goeie ding is dat ons Engels en Afrikaans goed kan praat, wat beteken hulle het respek vir ons taal om ons hulle taal ook kan praat, en daarom is hulle meer bereid om ons taal ook te leer. En dit het cool geword omdat ons beter sangers en musikante gekry het, ek dink deur die jare wat goeie Afrikaanse musiek maak. En hoe meer ons meer jong Afrikaanse drama, kultuur en sulke goed maak, hoe meer cool word Afrikaans vir die jong mense. Om daarbey ook aan te sluit, ek kyk nou met Koela, ek het nooit besef tot die afgelope jaar of 2 hoe baie Engels sprekende kykers ons het nie. So daar's ook nogal iets wat 'n mens kan doen, maar kyk nou na die Koela aan huisgoed wat ek nou betrokke by is. Ongelooflike Engelse mense wat dit kyk. So daar's daar nogal ook 'n mark wat 'n mens op 'n manier kan ontgin. En juffrou, jy's 'n juffrou. Ek is inderdaad 'n juffrou, onderwyseres. En het jy tyd so tussen alles deur nog? Wel, mens maak maar tyd partykeer. Ja. Dit is 'n belangrike ding en ek dink om vir kinders ook te leer hoe om tyd te bestuur, al voel dit partykeer of jy self nie dit so lekker reg kry nie. Ja, want ek weet nie waar julle wat se vakke gee jy? Ek gee tans graad 8 Afrikaans huistaal en eerste addisionele taal. So jy moet nog nasien tussendeur ook. Inderdaad, en soos baie van julle weet, is Afrikaans nogal een van die vakke met die meeste nasien werk. Ja. Maar dit is nog steeds vir my baie lekker want ons is in 'n multikulturele skool en ek is by Hoërskool Bergvlam in Nelspruit en dit is ook die trotse feesterrein van in die bos. Natuurlik. So ons maak nog vir dit ook plek. Ja. En hoe groot is julle tak, Ansari? So ons het in 2022 begin met 20 lede en van daai 20 lede was 8 van hulle die komitee. So dit was regtig min en ons staan vandag op 'n rekord van 92. En ja, so ons is soos ek gesê het 'n multikulturele skool. Ons is vanuit ek daar is in 2020 van so 830 leerders na net so oor die 1000. Maar dit is ons eerste jaar waar ons 3 addisionele taalsprekers as komiteelede het. En ons voorsitter, Adrian Frans, is ook 'n addisionele taalspreker wat dan nou die ATKV lei. En projekte wat julle kortliks vir ons deur julle projekte? So wat baie lekker is die ATKV gee eintlik vir jou baie goeie riglyne. En hulle vereis 'n minimum van 4 projekte vir 'n jeugdak. En ons het dit goed gedink om dit dan kwartaalliks in te deel. So in kwartaal 1 maak ons dit baie lekker en sosiaal, waar ons dit of 'n fliekaand of 'n speletjies aand hou en ons het so 2 lokale wat hulle dan kan kies wat se Afrikaanse fliek hulle wil kyk. Ons het op 'n stadium môre gehad met Hans Strydom. Hy verjaar vandag, 78. Kan julle dit glo, Hans Strydom, ekskuus. So dit was vir hulle verskriklik lekker om terug te gaan in tyd. En dan het ons in die tweede kwartaal is maar bietjie kort, so ons het 'n eksamenbederfie wat ons vir hulle ook baie keer die geskenke wat ons van die ATKV af kry oorhandig aan die leerders. Kwartaal 3 is seker die lekkerste wat skool betref, want dit is in die 14de Augustus Afrikaanse Taaldag en dan vier ons Afrikaans. En wat ons daar gevind het is ook om blootstelling te gee aan Afrikaans en die kultuur daarvan. En
wat gaan lekkerder saam vir 'n Afrikaanssprekende as kos? Ja. So ons het al melktert. Ons het kinders gehad wat nie geweet het wat melktert is nie, wat vir die eerste keer in hulle lewe 'n koeksuster eet of bobotie. So ons het 1 jaar het ons vetkoek en vellies gehad en ons het verlede jaar Afrikaans laat die tonge dans. So ons het vir daai dag 'n lekker uurlange pouse en ons het 'n lyndanskompetisie vir elke graad gehad wat hulle deelgeneem het. Afrikaanse musiek word gespeel. As jy ook, en dit is die voordeel wat ons vir ons lede gee, as jy jou ledegeld betaal, kry jy of die funksies so goed gratis of halfprys. So met daai dag hoef die ATKV lede nie eers te betaal vir hulle melktert of koeksuster nie. So dis baie lekker. En dan een wat die kinders die meeste geniet, is in die 4de kwartaal waar ons 'n uitreik het na Macadamia Aftreeoord in Nelspruit. En daar's kinders wat nog nooit by 'n ouerhuis was of 'n aftreeoord nie, wat na die tyd kom en sê juffrou, ek wil nog betrokke raak. Hoe kan ek terugkom? Wat ons die nommer van die ouerhuis aan hulle gee wat hulle self daar wil tyd Dis spandeer. fantastiese goed. Ek sê dit uit maar gaan daai allemaal mense gaan julle ouerhuise toe. Gaan julle? My ma was daar, ek het julle nooit daar gesien nie. Wanneer gaan julle? Onthou, dis die volgende ding, Allewalburg is dorp, ouerhuise. Dis 'n fantastiese werk wat julle doen. Nie nou net kortliks projekte, ek weet daar's die brooddag. Ja, okay. So ons brooddag het ons begin as gevolg van ons Afrikaanse juffrou Marietjie Matson Leipold. Sy is die grootste engel en sy noem ons haar brode. So as gevolg van daai het ons gedink vir haar verjaarsdag wou ons 62 brode skenk aan 'n gemeenskaporganisasie genoem Anhou Wen wat mense met gestremdhede help om vaardighede aan te leer, om werk te maak op verskillende maniere. So ons het 'n sokkie gehou vir 'n insameling en 'n paar donasies gekry van ons omgewing af en toe het ons 62 brode in haar naam gekoop en toe het ons eie nasionale dag begin, brooddag, om vir haar baie dankie te sê vir alles wat sy doen en Afrikaans inspireer in ons as leerders. Dan's daar ook 'n sop sonder stop, is dit reg? Ja, dis een wat nou in winter kom. Dis vir die ander onderwysers ook, waar ons 2 soppakke uit elke graad uitkry en mense kan so 10 mense per groot bak sop voer en dan gaan ons vir al ons onderwysers 'n lekker warm bakkie sop vir winter om hulle warm te hou. Nou, hoeveel jeugtakke is daar in die skole? Baie. Dis want ek bedoel, as daar so jeugtak in elke dorp byvoorbeeld van ATKV, dan is dit, wie het ook wat dit vroeër gesê het, van hoe mense jeug betrokke raak, dit dan is my swaar verwen. Haai, julle, dis dan lekker om Afrikaans te wees. Mense is trots op, en ek nou van as 'n buitestander nou ingekom het hier vandag, kan half nie glo wat julle by so 'n konferensie doen en maak mense almal kan kom bywoon. Baie dankie julle twee. Lekker hande klap vir die twee mense. Ons verjaar en ons wil nie alleen verjaar nie. En ons het ons kinders gevra wat kan ons gee? En ja, ek wil net een ding wat ons ook doen, ons bemagtig ons ATKV komitee sodat hulle die enigste komitee is wat direk met die adjunkte gaan gesels oor projekte. En kinders is regtig eintlik baie kreatief as jy hulle net vra. En so vra ons vir hulle nou watse geskenk kan ons aan Hannes oorhandig. En toe sê hulle dit moet plaaslik wees. So Rooibaard het toe ingekoop en hulle slagspreuk is brand mooi rooi. En Bergvlam se familie se slagspreuk is brand met trots. So ons hoop ons kan bietjie die vlam laat brand. Baie dankie. Baie dankie. Ek wil nou net baie dankie. Die ander takke sal seker my geskenkies net nou kom gee. Ek gaan nog 'n rukkie hierso wees. Here Marlene, jy skryf lelik. Asseblief direksie. O, daar sien ek nou. Marlene vra net hier sodat as die direksielede en alle en Chanel en alle wat staan daar Marlene? O, almal die takke, mense wat nou hier gepraat word en Skalk en Chanel net vir 'n foto vorentoe kom. Dames en here, dit was vir my 'n regtige groot voorreg. Baie dankie Chanel, Skalk, ATKV, Elda, julle dat ek kon deel wees en julle moet ek is sommer spyt dat ek moet teruggaan dat ek nie nog môre saam julle kan kuier nie.
Baie baie dankie. En wat julle vir Afrikaans en vir die ATKV doen. Totsiens. Baie dankie Hannes. Ja, dames en here, net vinnig. Kyk, ek het lanklaas in my lewe ou gesien wat nee, ek het geweet hy kan dit doen, maar toe so 20 minute agter raak daar voor Hannes nog begin het, toe dink ek, joh, hier gaan ons gaan julle jaag deur daai ete vanmiddag, nee. Hannes. Nee, ek gaan vir jou die Nobelprys gee vir bestuur. Van ons kant af baie dankie. Dames en here, dit gaan nou etenstyd wees. Een afkondiging net. As julle terugkom van etenstyd af, moet asseblief nie wag tot 1 uur om terug te kom nie. Kom so terug dat julle 1 uur reeds in die saal is. Die ouens wat hierna gaan praat het elkeen regtig net 45 minute en 'n deel van die 45 minute is die vrae en antwoorde ook. Saam met Fraser en Daniel Berry gaan dan nog vir ons 'n verrassingkie ook wees. So sorg dat julle 1 uur julle plekke inneem. Die volwasse takke gaan hier in die Boland saal wees, die jeugtakke onder as jy afstap met die trappe. Daar langs die swembad, moenie swembad toe gaan nie, draai net regs. Dan gaan julle na die Hanepootsaal toe asseblief. Julle gaan Hanepootsaal toe. Hier was van die mense wat gevra het, maar kan ons nie eerder vir Iwer gaan luister nie? Hulle wil dalk Iwer toe gaan. Alles word opgeneem. So julle gaan alles sien. Ons vra ons het 'n bietjie kleiner ruimte onderkant, so laat ons jeugouens onder toe gaan. Die volwasse ouens kom hiernatoe vir Fraser en vir Jaco. So kom ons hou dit so, Jaco Strydom. So gaan eet baie lekker en dan die ouens wat kom vir foto's, baie dankie daarvoor. Dankie Hannes.